Right, hallo daar almal. Ons is terug vir nog 'n episode. Wel, ons ry hulle een na die ander in deesdae, maar dis vrek lekker om saam met jou te kuier, Steven. Dis baie lekker om na jou insigte te luister. En ons het 'n lekker ene waaroor ons al 'n hele rukkie wou gepraat het. Wat ons nou oor gaan gesels en dit is natuurlik oor van die dood af tot wat nou toe al gebeur het van Charlie Kirk. En wat daarmee gaan gepaard gaan in hierdie episode is om nie fokus te verloor nie en om jou fokus op die regte dinge te plaas. Dit wat jy genoem het in die vorige episode wat ons weer eens aangegaan het oor die wegraping. So ek is bitter opgewonde om te hoor wat jy te sê het, hoe jy hierdie hele um ek wil amper sê bena nie benarie is die verkeerde woord, maar hierdie hele gebeurtenis en alles wat al aanval dit uit dit uit. Hoe jy dit sien, hoe jy dit benader, hoe jy voel ons as Christene moet dit benader. En ek dink ons almal het ons eie gevoel oor dit, want ons het hieroor gepraat al baie keer en ons wou nie dadelik net hierdie episode doen nie, want ons wou nie op die bandwagon spring en net gaan met dit nie. Ek dink ook is 'n bietjie in 'n mate onsensitief. En ons albei het agter die skerm gesê ons was nooit groot aanhangers van die persoon nie. Regtig, ons het geweet van hom. Ons het af en toe sy goed geluister, maar is nie laat ons elke goed gevolg het soos ons sekere ouens volg nie. En en toe kom ek sê, sy dood het ons geraak en ek wil graag eintlik hê jy moet vir die kykers sê hoe dit Mm. ons geraak het. Dit was vir my so mooi geweest, maar vir my net dadelik wat uitgestaan het is hoe wys die wêreld, hoe wreed die wêreld is. Ekskuus, kom ek sê dit reg. Dit het net meer vir my gewys hoe ek wil sê siek die wêreld is, hoe mense bly was oor sy dood, en dit het vir my gewys ons is in 'n geestelike oorlog. Maar weer eens, ek wil dit net weer noem, ons het dit genoem in die vorige een, ons staan vir sy waardes wat hy voorgestaan het. Ons staan ook op omdat hy vir Christus opgestaan het. So ons is nie regtig aanhanger van die persoon nie, maar aanhanger omdat hy 'n medebroer in Christus vir ons is. So ek wonder of ek jou weer mag vra, deel met ons wat jy daai mooi ervaring daai Sondagoggend met my gedeel het, en ek dink dit regtig vir my dit mooi opgesom hoekom dit ons so geraak het. Ja, toe die moord op hom gebeur het dit my hart getref daai dag en as iemand wat nou maar net nou en dan YouTube video's van hom gekyk het ek gewonder, maar hoekom raak dit my so? Hoekom is dit vir my so erg dat dit gebeur het? Soos wat jy genoem het, die wêreld is siek. Ons sien elke dag mense doodgaan. Ons sien elke dag mense wat wreed vermoor word en baie keer gaan dit ons verby sonder dat ons twee keer daaroor dink, omdat die wêreld so vol is daarvan wat glad nie 'n goeie ding is nie. En obviously die een ding was hy's naby aan ons in ouderdom. Hy's 'n pa van kinders vir ons albei is en dit moet rof wees om 'n pa vir kinders en 'n vrou, om 'n pa en 'n man te verloor op so jong ouderdom. Maar toe lees ek iets op sosiale media en ek is jammer ek het dit nou nie gesave nie dat ek kan deel wie dit gesê het, maar die persoon het basies gesê dat as jy erg geraak word deur die dood van Charlie Kirk en jy kan glad nie verklaar hoekom nie. Hier is die verklaring. Hy was 'n medebroer in Christus. Hy het gesterf terwyl hy opgestaan het vir wat vir ons almal reg is. En dieselfde gees was in hom as wat in ons is, omdat ons almal kinders van die Here is. Ja. En het ons dieselfde gees en dit is hoekom dit ons so erg geraak het. Ja, dit was in die publiek gewees. Ja, dit was 'n high profile case soos wat die media dit noem, maar ook hy het opgestaan vir dit waaraan ons glo en hy is doodgemaak daarvoor. So dit behoort elkeen van ons eintlik te raak. En dit wat jy sê, dit eintlik my baie laat dink na die tyd, en ekskuus laat ek jou nou vra om dit te doen, maar dit is regtig so, want hy was 'n regtig nou in hierdie sin 'n martelaar vir die Here gewees. En dit was vir my so mooi wat nou gebeur het na dit. So ons wat nou so 'n bietjie nou tyd gegaan het en weet nou gegee het na hierdie, is hoeveel mense het weer kerk toe gegaan. Ek as jy nog gekyk in die ontgewings, die mense het dit daaroor gepraat en sê die opkoms in die kerk het weer gegroei. Die mense se ywer het meer gegaan vir dit, as ek sê gaan vir dit, om weer meer van die Here te weet, om weer ondersoek te doen. En dit was vir my lekker om te sien die positiewe uit hierdie saak uit.
Ja, en sê wat jy wil van sy politieke sienings en dink wat jy wil van die manier hoe hy geredeneer en gedebatteer het. Maar die feit is dat hy Christelike waardes gepromoveer het aan die wêreld daar buite. Hy het elke sessie wat hy gedoen het met 'n gebed begin. Hy het elke keer voor hy gepraat het, die Bybel en die evangelie verkondig aan die mense voordat hy met hulle begin redeneer het, voor hy gedebatteer het en selfs tot op die dag wat hy dood is. Voordat hy die eerste vraag gevat het, het hy eers die woord gedeel met al die studente wat daar om hom was. Hy het buite toe gegaan en hy het waarlik vir Christus op sy hart gedra en vir mense aan mense in die wêreld aan hulle dit gaan oordra. En dit is 'n baie goeie voorbeeld van hoe ons as Christene moet wees, dat ons nie altyd net moet terugstaan vir die wêreld, laat die wêreld oor ons loop en die wêreld op ons trap nie, maar dat ons ook moet uitgaan en die lig daar buite sal wees. En ek weet ons gaan nou eers daarna toe inkom, maar dit pas my baie mooi in by wat nou gebeur het. Toe dit nou sy herdenkingsdiens was of sy memorial service was, toe vra hulle vir Elon Musk 'n vraag. Nou ek ek nie baie gewig altyd aan wat Elon Musk te sê het nie, want hy het baie keer te veel te sê, maar en hy's ook nie 'n Christen of gelowige in die sin van dat hy nou iets profound vir ons as Christene gaan sê nie, maar tog hier is die voorbeeld wat Charlie Kirk vir hom was. Sy woorde was toe die een joernalis vir hom gevra het, nou hoor jy, hoe voel jy, wat dink jy hieroor, toe sê hy wat Elon Musk is, toe sê hy is doodgemaak omdat hy die lig vorentoe gebring het. En die donkerte, the darkness, wou dit keer. Ja. En dit is vir my, dit is 'n baie goeie voorbeeld van hoe ons moet wees, is om die lig te wees, al wil die donker dit keer. Ons het al daaroor gepraat agter die skerms, wat vir ons ook mooi is na hierdie wat ons sien. Dalk is 'n stem stil gemaak, maar die boodskap gaan nog aan. En dit is definitief wat hier gebeur het, en hierdie boodskap was vir almal gewees. En daar is verskille wat ek het met Charlie Kirk, weet 'n paar teorieë wat hy gesê het, veral oor sy Sabbat siening en so. Maar in geheel was hy lief vir die Here. Hy's 'n kind van God. En ek dink definitief sy lewe het dit getuig. Is nie net hy het dit gepraat nie, hy was ook 'n doener van dit, en hy het dit strate toe gevat. Hy het probeer disippels maak, hy het probeer mense se sienings verander. Dis hoekom hy dit gedoen het. En ons praat glad nie nou van die politieke sy nie, ons praat van die geestelike sy om disippels te gaan maak. En dit kan jy nou sien, en die video's is volop daarvan. En ek wil dit net weer sê, ons het dit nou al baie keer gesê, maar ons is nie die aanhanger van persoon nie, ons is aanhanger van die evangelie boodskap. En ons wat ons nou opskrif is, ons moet die fokus verloor nie. Christus moet belangrik bly. En omdat hy opgestaan het vir Christus, wys dit, die wêreld vervolg ons, en die wêreld, soos wat Jesus sê, gaan jou haat omdat hulle my haat. En dit het ons gesien duidelik. En veral ook as jy nou gaan kyk met sy gedenkdiens, weet dan praat die BBC tydens sy gedenkdiens, en dan wonder jy jouself, maar wat gaan aan? Maar as jy die YouTube kanaal gaan kyk, wat daar gebeur het vir sy gedenkdiens, was hulle besig om te praise en worship. En dit was vir my so mooi, dat so een persoon se dood mense kon draai vir Christus. Mense wat aanbidding gaan, 'n stadion vol wat Christus net aanbid. Ja, ek wil nou nie snaaks wees nie, maar as dit op my begrafenis kan gebeur, wow, ek weet nie, dit was vir my die mooi en die hartseer. Ja, en dit kom in by wat ons sê, wat ons oor wil gesels van om nie fokus te verloor nie. Is ek het nou, dit was sy gedenkdiens was 'n hele dag lank. Ek dink die hele livestream was 9 ure lank en net die speeches 5 ure of 4 en 'n half ure. So ek het nie al die speeches gaan kyk nie, maar die stukkies wat ek gekyk het was nogal het baie gespreek in die sin van om nie fokus te verloor nie. Die politieke figure wat daar was, het politiek gaan praat daarbo. Maar die mense wat naby aan hom was en die mense rondom die politieke figure het die fokus teruggebring na die Here toe. As ons moet begin,
die hele gedenkdiens het begin met 'n praise and worship konsert, kan jy dit amper sê. En dit was vrek mooi geweest. Soos wat jy gesê het, daar was 100,000 mense in die stadion geweest en hulle sê as jy almal saamvat binne in die stadion en wat buite gestaan het en na die skerms gekyk het, was dit omtrent 200,000 mense geweest wat praise and worship gehoor het van seker van die grootste name in Christelike musiek, Chris Tomlin, Kerry Joe, Phil Wickham, Brandon Lake, en hulle het waarlik en dit was nogal wat vir my mooi was, is hulle het nie net gegaan en soos 'n konsert te doen, 'n paar liedjies gesing en afgeloop nie. Elkeen van hulle het ook 'n boodskap gebring. Brandon Lake het 'n boodskap gebring, Phil Wickham het 'n boodskap gebring. Cody Carnes het uit die Bybel uitgelees. Almal het 'n boodskap van eenheid in Christus gebring en toe hulle gepraise en worship. Ek het trane in my oë gehad toe ek Phil Wickham se weergawe van How Great Thou Art geluister het wat hy gesing het op die begrafnis. Ek wil amper sommer weer trane in my oë kry as ek net weer dink aan hoe hy dit gesing het. En toe dit kom by sy vrou, die eerste ding wat sy toe gesê het is dat sy vergewe die jong man wat dit gedoen het. Jo, dit moet baie krag vat. En jy kan net soveel krag hê om so iets te doen as jy jou krag vind by die Here. Want wat sê die Here? Die Here sê vergewe. Die politici het dit gebruik as nee, ons gaan nou revenge kry en ons is van vooraf kwaad en van vooraf gaan ons opstaan wat. Maar die mense wat saak gemaak het op daai dag het eenheid en vergifnis gepreek van hulle plekke af. En as jy 'n stadion volle 100,000 mense voor jou het en jy preek eenheid en vergifnis en terugdraai na Christus toe. Oh man. Wat meer kan mens sê? Ons het gepraat agter die skerms en ons het gesê vir mekaar nou voor nou nog ander goed opgeduik het wat ons nou ook gepraat in die vorige podcast is ons hoop en bid net dat daar eenheid sal wees, laat mense nie verdeeldheid sal bring nie, want daar was op 'n stadium dit vir my so gevoel, veral die kommentare, al die manier die nuus oorgedra is en benader is, en dit was vir my so mooi om daai dag te sien, eenheid. En ek praat van, dit is klomp verskillende mense, verskillende rasse, en almal het gekom onder een naam en dis die naam van Christus. En dit is vir my mooi uit hierdie. En ek dink dit is asof daar 'n nuwe vuur gekom het onder gelowiges. En ons het daar ook baie oor gepraat en elke keer wanneer daar verdrukking kom of gedruk word, dan groei Christendom buitengewoon. En ons weet dit is die guns van die Here en die Heilige Gees wat dit moontlik maak. Maar ek dink net mense se oë het weer oopgegaan vir die tekens vir die tye en die tye waar ons in leef. Ek dink baie keer, en ek praat nou van myself, mense raak so gemaklik in jou sone. Dit is vir ons eintlik so gemaklik om in die openbaar te kan praat oor die Here, selfs nou wat ons hier kan doen op die podcast. En ons ervaar nie altyd daai vervolging nie. Maar hierdie was nou so half in your face. Hierdie is nou om besef, ja, hierdie raak nou close to home. En ek dink dit gaan al hoe meer gebeur vorentoe. Ek het nou nie 'n wit lig gesien nie, 'n engeltjie het nou nie my slippers gebring en vir my die boodskap te gee nie. Ja. Maar ek dink dit gaan al hoe meer gebeur, laat ons moet opstaan vir die regte waardes. Ja. Want hier's 'n punt wat ek graag wil maak is, as geloof nie jou waardesisteem is nie, dan op wat baseer jy jou waardesisteem? Wat word jou morele waardes dan gebaseer op om vorentoe te gaan? En dan hoe hanteer ek so 'n persoon? Want as hy geen morele waardes of struktuur het nie, wil ek sê, is eintlik 'n gevaarlike plek om te wees, 'n gevaarlike persoon om mee te deel. En ek dink dit is hoekom Charlie Kirk vir ons so uitstaan is, want ons weet wat was sy morale sisteem en waardesisteem, en dit het gewys, dit was nie net iemand wat gepraat het, kom ons stout wees soos 'n politikus gewoonlik is, om wat net praat en daar's nie beloftes nie. Dit kon ons sien, die aanraking en die impak wat hy gehad het in mense se lewens. Ja, en mense praat nou baie oor sy nalatenskap, en ek en jy sê baie keer vir mekaar, wat ons glo is dat die Here bou sy eie kerk. Ja. Die Here kan als op sy eie doen, maar hy kies om ons te gebruik.
Al wat Ja. ons moet doen is om onsself beskikbaar te stel om die pad te loop en die werk te doen. Nou dis wat hy gedoen het. En hy het die pad gestap en die werk gedoen, het homself beskikbaar gestel aan die Here en dit is hoekom hy 'n nalatenskap sal hê. En ons praat nou van nalatenskap en wat gebeur het by die gedenkdiens. Ek weet nie of jy dit gesien het nie, maar op die Apple Music Charts het en nie van net gospel musiek as genre nie, uit al die genres uit in Amerika het Chris Tomlin woep opgeskiet boontoe. Brandon Lake het opgeskiet boontoe. Phil Wickham het opgeskiet boontoe. Christelike musiek, musiek wat ons weet is uit die woord gesentreerd en geïnspireer deur die woord, het woep op die charts geskiet, want behalwe vir die honderde duisende mense wat daar was op die by die gedenkdiens, hoeveel miljoene mense het dit op YouTube gekyk? Hoeveel miljoene mense Ja. het daai weergawe van How Great Thou Art van Phil Wickham gesien op sosiale media? En wat gebeur? Daai mense het hulle self beskikbaar gestel, hulle het gegaan en hulle die werk gaan doen. En die Here het gegaan en hy doen dan die res verder. En dis die nalatenskap wat jy sal hê as jy jouself 'n instrument maak in die Here se hande. Ja, no pun intended. Maar maar dit was vir my nogal flippend cool om te sien. En soos ons nou sien, al hoe meer na die tyd hoe die dinge, ek wil nie sê uitbroei nie, uitkom en mooi kom van dit, die mooi uit al hierdie hartseer en hierdie tragies, is eintlik vir my altyd interessant wat die Here kan doen. In baie opsigte dink, as jy nou gaan kyk, kom ons praat nou oor die negatiewe kant. Die mense wat so bly geraak het oor sy dood en sê ja, dit en dit. Dan lyk dit vir die wêreld hulle het gewen. Maar as jy nou kyk, dink ek het die Here 'n groter impak en 'n groter, kom ek sê, meer bereik as wat hulle nou gedink het hulle gaan stop. En dit is vir my die mooi, en dis nou eintlik wat jy gesê het in kort. Nie net op 'n platform nie, regdeur van musiek tot media. Ja. Ja, en al kan ons aan mekaar erken dat hy as mens foute gehad het en ook aan onsself erken dat ons as mens foute het. Perfect God uses imperfect people. En dit glo ons vas, want as die perfekte God nooit imperfekte mense gebruik het nie, dan sou hy niemand kon gebruik nie, want niemand van ons is perfek nie, maar hy kies nog steeds om ons te gebruik. En jou nalatenskap hoef nie 100,000 mense in 'n stadion te wees om te kom luister na hoe jy gelewe het en hoe mense praat oor jou en om te prys en worship. Jou nalatenskap kan net jou gesin ook wees. Wat jy weet, dat die dag as jy nie daar is nie, is jou gesin staan hulle vas en hulle is gewortel in die Here want jy die voorbeeld vir hulle gestel. Elkeen van ons se paadjie verskil. Party van ons moet 'n stadion vol mense volmaak. Want dis die pad. Ander van ons moet net ons eie gemeenskap en ons eie gemeentes 'n verskil maak en dis wat vir my ook baie mooi is ek dink hierdie wat gebeur het gaan soveel mense inspireer dat dit in klein en groot gemeenskappe 'n groot verskil gaan maak. Dit gaan in klein en groot gemeentes 'n groot verskil maak. En dit is net omdat mense weer hulle self, en ek het selfs die kommentaare ook gelees op die memorial services. Daar's mense wat daar was wat geskryf het in die kommentare. Luister, ek was daar. Ek was 'n louwarm Christen, hulle erken dit, maar ek het daar uitgestap met nuwe vuur en vlam. En die mense wat gepraat het en die mense wat gesing het dit nie gedoen nie. Die Here het dit gedoen. Maar daai mense moes nog steeds daar wees. En om terug te kom, en ek hou baie daarvan, jy ken die gesegde wat ons baie keer in die kerk het, wat ons sê, met 'n kromstok kan die Here reguit hou slaan. En wat ons nou gepraat, ons moet die fokus verloor, en gewoonlik in tye, in donker tye, in swaar tye, dan wil ons terugtrek, en ons wil half in 'n dop klim. En dit is nie wat hier gebeur het nie. Dis vir my die mooi van dit. Dit is waar mense step up en gesê het, ons gaan na vorentoe, Here, ja, gebruik my, hier is ons. En dis wat jy dit so mooi saamgestel het. En ek hoop en bid
dat dit sal aanhou en dat dit sal aanhou groei vorentoe. En dan op die ou einde van dit is, ja, ek dink dit gaan meer kom, maar ons hoef dit nie te vrees nie. Die woord sê dit so duidelik, hy sê groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. En ek dink dit is wat vir my uitgestaan het, dit is eintlik wat gewys het in sy dood. Die wêreld wou hom stil maak, maar omdat ons 'n groot en wonderlike God dien, wat wonders kan doen, gaan sy boodskap aan, en die boodskap is, Christus is die weg, en hy het soontoe gewys. Ja, nee, het is baie, baie mooi gestel. En ek dink as ons op 'n paar tree kan teruggee, en praat oor die moordenaar van Charlie Kirk, en sy vrou wat hom gesê het sy vergewe hom. Dit moes vrek moeilik gewees het, maar as mens so 'n bietjie politiek kan inbring, toe die stories nou uitkom oor wie hy is en waar hy vandaan kom, die moordenaar nou, en al daai goeters, toe sê, dan sou dit mos nou, daar's 'n links en 'n regs, liberaal en konservatief in Amerika, wat al ewig aan die stry en beklei is met mekaar. Toe sê hulle vir hom, toe sê hulle toe sê die media, ja, maar kyk, hy kom uit 'n stabiele familie uit. Hulle het kerk toe gegaan. Hulle was geheg aan mekaar, sy ma en pa is nog getroud met mekaar. Hy kan nie deel van die linkse, die left wing wees nie. Hy moet deel van die right wing wees. Toe dink ek by myself, gee jy jouself nou net weg. Daar gee jy jouself nou net weg. Met ander woorde, omdat iemand uit 'n stabiele huis uitkom, kerk toe gegaan het en 'n gelukkige familielewe gehad het, kan hy nie deel van die liberale politieke spektrum wees nie. Hy moet dan van die konservatiewe spektrum wees. Sê dit nie, hoe baie sê dit vir jou dat die Bybel ons is nie polities, of die Bybel is nie polities nie, en ons gaan ook nie in politiek ingaan nie. Maar as jy tog moet gaan kyk na watter kant van die spektrum neig meer na die Bybelse kant toe, is daar 'n duidelike wenner in watter een van die twee dit is. En ek weet dis nou 'n baie hot topic wat ek nou aanraak, maar dit sê vir jou dat kom terug na konservatiewe waardes toe. Waarvoor Charlie ook opgestaan het. Die gewone, of soos wat hulle noem, die nuclear family. 'n Ma en pa wat lief is vir mekaar, 'n pa wat 'n rolmodel is vir sy kinders, 'n pa wat sy kinders kerk toe vat. 'n pa en of ouers, mense wat deel is van die gemeenskap, wat 'n verskil maak in die gemeenskap. Dit is wat die Bybel ons roep om te doen. En dit is wat Charlie Kirk ook voorop gestaan het, en dit is wat die een kant van die politieke spektrum in Amerika glad nie van gehou het nie. Want wat doen die vyand? Hy wil destabilize. Hy soek glad nie standvastigheid nie. Standvastigheid is heeltemal, of as mense standvastig is, kan hy glad nie sy agenda, kan hy glad nie sy plan in die wêreld inbring nie. Hy kan glad nie sy plan in die wêreld implementeer nie. En die Bybel roep ons na standvastigheid toe. En standvastigheid in God en in die Here, obviously nommer 1, maar ook standvastigheid in ons eie lewens. Standvastigheid in ons families en gesinne en gemeenskappe. Want dan kan die vyand nie inkom in ons midde nie. Ek stem saam met jou wat ons nou al baie gepraat het, en behalwe dat hy 'n figuur was in die politiese sy, het hy ook baie gefokus op die rol van die man, die vader in die huis. En dis nou wat jy eintlik nou hier genoem het, en ek dink baie keer, en dit is my siening, en ek weet dit is jou siening ook, as die rol van die vader reg is die huisgesin reg. En as dit reg gaan die samelewing regkom. En dit is waar dit begin met jou verhouding met die Here, wat oorvloei na jou gesin toe, en dan na die gemeenskap toe. En dit is definitief wat hulle ook wou stil gekry het, en wou stil gemaak het, en kom ek sê, ek dink hulle wil sensitiewe punte gebruik tot hulle voordeel, en wat net lekker is, dit het toe nou nie so gebeur nie, en weer eens, waar ons met al hierdie dinge oplet en seker maak waarmee het ons te doen, want hoe kom ek dit noem, sê, dit het vir my op 'n stadium so gevoel met sy dood, en sê hulle nee, wil hulle conspiracy theories maak, wil die fokus en die klem wegvat van regtig wat saak maak.
En baie keer as jy gaan kyk op die sosiale media en die nuus, dan wil hulle dit uit 'n ander hoekpunt uitbring sodat jou fokus wegskuif van wat regtig gebeur het. En wat lekker is, laat die waarheid uitgekom het en die waarheid wys, dit is eintlik lig teen donker. Mhm. Kort en lank van die storie Ja, is dit. En wat lekker is, die donker het nie gewen nie, maar die lig skyn. ja. En terug na wat jy gesê het van hoeveel goed wat uitgekom het en dat die waarheid op die einde van die dag in hierdie uh, uh, um, in hierdie geval geseëvier het. Van ek dink amper seisoen 1 episode 1 af van die Wandel Woord en Waarheid podcast spreek ons van hier af moenie alles glo wat jy op die internet lees nie. Die Here gee Ja. vir ons 'n gees van onderskeiding en ons is veronderstel om dit te gebruik. Ons kan nie net alles gespoon-feed word en alles glo wat mens lees nie. Mhm. Want dit is ook heeltemal nie wat ons as gelowiges veronderstel is om te doen, is om 'n valse narratief te vat en daarmee te hardloop nie. Nou ek wou dit net 'n bietjie weer inbring want dis soos jy sê, Mhm. daar's soveel duisternis daar buite wat probeer om om die nuus te hijack en en Ja. die mense se sienings te sabotage na die donker kant van sake toe. En dis glad nie hoe dit veronderstel is om te wees nie. Ons is veronderstel om die lig te sien en die lig te wees daar buite. En 'n stad op 'n berg kan nie weggesteek word nie. Ek wil nou iets anders dan net gou insit en wat jy nou van praat. En ek moet sê ek het nou al daarvoor geval en ek was nou skuldig al 2 keer daaraan waar hulle AI video's gebruik en dan lyk dit so legit, so real. En dan val jy soos 'n eenvoudige Indiase wat op die trampolien spring. Dan sê ek, "Hier kyk hierso." En Ah, dan sê hulle nee, is nie waar nie. En om deesdae nou al hierdie goed te sien wat van buite af gaan veroor hierdie. En dit is weer eens wat ons gesê het, dit is asof jou fokus wil geskuif word. En en dis hoekom ons nou die episode so mooi genoem het of eintlik oor praat, die tema is bly gefokus. Wat maak saak? Wat is belangrik om weg te neem van jou as gelowige? Want hoe raak dit jou? En hoe kan ons van hier af aangaan? Want baie keer dink ek ook as hierdie ding nie aan jou deur raak of aan jou huis raak nie, dan worry ons nie daaroor. Ons gaan net aan en ons beweeg net aan. Maar dis nie iets wat ons eintlik meer 'n blinde oog kan gee of 'n koue skouer kan gee nie. Hierdie dinge gebeur met alle gelowiges reg oor die wêreld. Geopende deure het 'n statistiek deurgegee van 300 en ek dink is 340 miljoen Christene wat vervolg word. En dit is iets wat ons almal raak. As jy nou gesien hoe hulle goed wil verdraai. China wat nie die Bybels mag uitgee nie, voor dit is op die plek waar die meeste versprei word. Maar nou wat hulle besig is om te doen is om ander goed in die Bybel te print om hierdie mense te mislei. En so daar's elke keer aanslag op aanslag op aanslag. En dit maak ons soms moedeloos. Dit maak ons moeg. En dit is hoekom hierdie goed is nie lekker om te hoor en is nie lekker om te sien nie. Veral vir dit wat jy probeer die regte ding te doen, maar jy word geslaan. En dis hoekom ons sê moenie nou fokus verloor. Hierdie moet ons laat volhard en te sê daar's 'n rede hoekom ons vervolg word. Daar's 'n rede hoekom hulle ons wil stil maak van die waarheid. En want die waarheid maak mense vry. En dit is vir my altyd so mooi. nou ja, toe Steven, ek dink jy het dit baie mooi nou vir ons afgesluit op 'n goeie en positiewe noot. Hoekom dit afgesluit is en um as ons die laaste ding wat ek net wil noem want ek het spesifiek hierdie hoed aangesit vir hierdie episode is wat sê forgiven. En al wil ek baie keer in my lewe dit nie doen nie. Al wil ek in my lewe nie aanbeweeg nie. Al wil ek kwaad wees vir mense. Al wil ek 'n wrok dra en ek en amper amper sê ek het 'n wrok dra teen mense soos wat baie mense nou wil gaan doen in die lig van wat gebeur het. In die lig van Charlie Kirk se dood en die manier hoe dit gebeur het, gaan mense baie 'n wrok dra. Ons is vergewe en daarom moet ons vergewe. Die Bybel is baie baie duidelik daaroor. En ek dink dit is die enigste pad vorentoe vir ons nou. Maar ja, dankie, dit was weer lekker om met jou te gesels.
Dankie vir jou tyd, dankie vir altyd vir jou insig en vir ons kykers sê ons ook baie dankie dat julle ingeskakel is en ons sien uit om julle weer te sien. As hy